Geliefdes, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë en bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, ons dankie dat ons in hierdie genade onbeskryflik groot kan deel. Dat U die een is wat op die troon van die wêreld sit. Dat U alles regeer. Dat U elkeen van ons in die holte van U hand hou. En dat U ons rig op die paaie wat ons moet stap. En dat U ons behoed en bewaar en lei elke dag. Here, en dit terwyl ons, soos wat ons nou gesing het, niks daarvan verdien. Want ons kies die dwaalpaaie, ons kies om op hierdie verkeerde paadjies af te draai en ons eie wil te soek. En tog kom haal U ons elke keer. Deur die werking van die Heilige Gees kom vernuwe U ons hart. U gee vir ons die vermoë om U te ken, om aan U vas te hou. Ons leer by U wat is liefde, deur die Seun wat sy eie lewe gee, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dan werk U deur die Gees in ons, om ook hier vanaand te wees. Om saam te luister na U woord, om saam hier te sing, om saam as gelowiges by mekaar te kom, mekaar ook te bedien met die gawes wat U vir ons gee. Here, wil U dan ook vanaand hierdie verrigtinge seën, en besonder dan ook die woordprediking wat ons nou sal hoor. Gaan met ons in hierdie uur. Lei U ons deur die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, as U die Bybels hier het, is U welkom om saam met my te blaai na Handelinge hoofstuk 10. Handelinge hoofstuk 10. Daar gaan ons lees van vers 23 af, en ek gaan net vir die vertel wat in die eerste gedeelte gebeur. Jy sal sien, as die Bybel het, die opskrif sê die hoofman Cornelius. Nou die hoofman Cornelius was 'n man wat nou, die hoofman was oor 100, so dit was nou ons nou ken die centurion, wat jy seker al die woord al van gehoor het. Hy was 'n groot gesiene Romein, en hy het dan hierdie droom, hierdie visioen van 'n engel wat aan hom verskyn en sê, jy moet vir Petrus laat roep. En dan nadat hy die engel weg is, dan roep hy sy mense bymekaar en stuur hulle dadelik. Die engel het gesê, jy moet na Joppe toe gaan, dis waar hy is. Hy's daar en daar, stuur jou mense, gaan laat roep hom dat hy met jou kan praat, en hy sal vir jou dan verduidelik wat om te doen. Nou lees ons daar van vers 23 af. En hy het hulle binne genooi, dis nou Petrus, toe die mense nou daar by hulle aankom, toe nooi hy nou die mense binne, en hy het hulle geherberg, en die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis, en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte, en hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep. Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op, ek is self ook maar 'n mens. En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir die Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan, om watter rede julle my laat haal het. En Cornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur. En die 9de uur het ek in my huis gebid, en met eens staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor en jou almoses is voor God in herinnering gebring. Stuur dan na Joppe en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon, 'n leerlooier by die see. As hy kom, sal hy met jou spreek. Ek het toe op die daad na u gestuur en u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het,
na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag, en hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van duiwels was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, in die Joodse land en Jerusalem, en hulle het hom omgebring deur hom aan die kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik, dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan die getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee, om aan die volk te verkondig, en met krag te betuig, dat het hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op hierdie heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat dit gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het nou gister begin met hierdie reeksie wat gaan oor die geesvervulde lewe. En ons het nou gister stilgestaan by die gedagte van wedergeboorte, gesê, dis nou wanneer die Heilige Gees jou hart verander, jy word nou 'n kind van God, jou oë gaan oop, jou verstand gaan oop, jou hart, jou sinne, jou wil verander, en nou doen jy die dinge van die Here. En dan hoor ons in die woord dat gelowiges het dan nou die opdrag om dan die woord te gaan verkondig, sodat ander dit natuurlik nou ook sal hoor. Dit wat jy oorgekom het, gaan deel dit met ander mense. Gebruik altyd die voorbeeld, as jy die mooi sonsondergang sien, dan roep jy tog mense en sê, wow, kyk hoe mooi is die sonsondergang vanaand. Dieselfde met Christendom. As jy dan aangeraak is deur die mooi wat God vir jou gedoen het, dan wil jy dit mos met ander mense doen, 'n deel. Dis mos wat jy, dis natuurlik om te sê, maar kom kyk hoe mooi is dit. Kyk raak, sien wat ek sien. En dis wat ons dan ook behoort te doen. En vir die wat reeds tot geloof gekom het, is dit ook nodig om weer die woord te hoor, want ons moet natuurlik ook leer en verstaan hoe ons as bekeerdes dan moet leef. So ons roep nie net ander tot bekering en ons leef ook 'n bekeringslewe. Ons moet elke dag ook die woord hoor. Self, ons praat van 'n daaglikse bekering. Jy kry 'n wortelbekering, dis wanneer jy 'n heiden was, jy kom in die geloof in, dan jy 'n wortelbekering, dis 'n radikale, ek draai heeltemal 180 grade om, maar jy kry ook 'n daaglikse bekering, dis nou ons, almal van ons. Elke dag struikel en val jy nog steeds. Elke dag moet jy weer op jou tong byt, want jy wil iets sê, wat jy nie moet sê nie. En dan moet ek tot bekering kom en sê, Here, ek sukkel, ek struikel. En ons moet dit voortdurend doen. So, as ons dan nou hoor, ons as bekeerdes moet op 'n sekere manier leef en ons ander tot bekering roep, dan kom die vraag op, maar hoe werk dit dan? Hoe werk die bekering ding? Hoe steek die ding nou in mekaar? Hoe moet ons nou dit verstaan? En dis nou waar ons teks ons vanaand 'n bietjie help. Ons leer hier 4 dinge rondom bekering. Die eerste gaan jy sien, gaan oor bekering wat van God se kant af is, dis sy inisiatief. Tweedens gaan ons sien dat bekering vra dat jy so self so 'n bietjie ook sal na jou eie godsdienstige lewe kyk. So 'n bietjie vra oor jou eie siening oor godsdiens. Derdens gaan ons sien dit is die Heilige Gees wat die hart verander. En vierdens dat dit vanuit die woord is wat bekering werk. Kom ek verduidelik. Ons begin by die eerste punt. Ware bekering kom deur God se inisiatief. As jy kyk dan na vers 29 waar Petrus sê, ek vra dan om watter rede julle my laat kom het. En dan antwoord Kornelius hom en hy sê, ek het 'n paar dae gelede, 4 dae gelede, het ek hierdie visioen gehad. 'n Engel het aan my verskyn en die engel het vir my gesê, ek moet jou laat roep en jy moet vir ons kom vertel. Dis hoekom ons jou laat kom het. Nou wat beteken dit? Wat moet jy raak sien? Jy moet raak sien dat Kornelius nie uit sy eie uit vir Petrus sal gaan roep het nie. Dit is nie Kornelius wat uit homself uit
so goed was, dat hy nog sê, maar gaan haal vir Petrus het ons kom. God kom na hom toe. God strek sy hand na Kornelius uit en sê, iemand gaan jou kan help, gaan roep vir Petrus. Dit is iets wat van die Here afkom. Die beginsel wat ons hier leer is, bekering beteken nie, jy moet wag vir 'n engel om te verskyn aan jou nie. Dis nie die beginsel wat geleer word nie. Want oral in die Bybel kry ons plekke waar mense tot bekering kom, en daar's nie engele by nie. So dis nie, die beginsel is nie dat jy moet wag vir iets bonatuurliks nie. Glad nie. Die beginsel is, dit kom van God af. God is die een wat die engel stuur om vir Kornelius op die regte spoor te bring. Geen mens soek God as God jou nie eers te soek nie. En dis goeie nuus. Want as jy iemand is wat wonder oor jou geloof en op soek is na God, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie. Want God is klaar besig met jou. En jy sal hom vind. Die enigste rede waarom mense paniekerig raak en benoud raak, en sê ek soek die Here, maar ek weet nie of ek hom gaan kry nie, is omdat jy jouself te veel krediet gee. Dit is nie in jou hande nie. Dit is nie binne jou vermoë om God te mis nie. Dit is God wat dit doen. Dit is ook nie binne jou vermoë om na God te soek nie, behalwe as hy alreeds besig is met jou. Kom ek stel dit so. Die gevoel wat baie van ons het, dalk self al met hierdie gevoel geworstel, dit voel vir jou of God nie teenwoordig is in jou lewe nie. Dat is so gevoel. Voel partykeer, maar waar is God? Dit voel net of God net nie teenwoordig is in jou lewe nie. Dit is 'n teken dat God teenwoordig is in jou lewe. Want jy is nie in staat om uit jouself te besef, God is nie naby nie. Dis omdat God besig is om jou hart te verander, en hy trek jou nader. En is dan wanneer jy voel, maar ek voel ver en verlate, want ek besef, ek het hulp nodig. So die feit dat jy voel dat God ver is juist vir jou beteken dat God besig is met jou. Die punt wat jy met hierdie raak sien is, dit is God wat na jou toe kom. En voor jy kan nie, jy het nie die vermoë nie. God kom en hy trek jou nader. Dis die eerste ding wat ons leer. Bekering vra dan ook dat ons dan na ons eie godsdienstige siening so 'n bietjie kyk en uitdaag. Vers 30 en 31 van die teks sê, dat Kornelius was besig om te bid en te vas, toe daar skielik 'n engel aan hom verskyn, wat vir hom sê, Kornelius, jou gebed is verhoor, en jou almoses is vir God in herinnering gebring. En wat beteken dit? Die engel sê basies vir Kornelius, ons het nou van bo af julle gekoekeloer vir al julle mense hier onder. Ek sien, jy is een van die goeies, menslik gesproke. Ek sien, jy dink daarom, kyk, hy het nie die ware God geken nie, hy het maar die gode aanbid, so hy bid nou maar tot die God. Sê, jy's een van die wat 'n God soek, en jy's nou maar besig met die dinge van die wêreld, jy het maar waarskynlik so groot geword, om kultuur van die dag dan. En, maar jy gee almoses en jy sorg vir die armes, so, jy's 'n ryk man, wie se rykdom nie na jou kop toe gegaan het nie, jy's ordentlik, wel gedaan. Maar kyk mooi wat die engel verder sê, hy sê nie vir hom, jy's amper daar nie. Jy moet net so 'n bietjie ekstra, jy moet net in die regte rigting kom, jy's klaar by bid en vas en al die goed, nou moet jy net die regte paadjie volg as jy daar nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy word die opdrag gegee en sê, jy moet verander, radikaal verander. Ons moeilikheid is altyd ons ding, dis daai klomp barbare daar buite, hulle moet tot bekering kom. Ons ordentlike mense is ons is gesofistikeerd en ons is ordentlik, so ons is nie soos hulle nie. En die Kornelius jy is een van daai gevalle waarvan ons kon wys, weet jy wat, hy was ordentlik, hy was gesofistikeerd, hy was 'n gesiene man, 'n geleerde man, 'n ryk man, steunpilaar in sy gemeenskap, gee vir die armes, help waar hy kan, amper soos wat ons gister gesien het met Nikodemus, soortgelyk. Iemand waarna mense opkyk, en die Here sê vir hom, jy moet tot bekeer. Jy moet verander, jy het wedergeboorte nodig. En voor iemand nie dit besef nie, voordat jy nie besef hoe elendig jy eintlik is nie, dat jy bekering nodig het, jy gaan daar nooit verandering kom nie. Ons moet dit by daai besef kom, om ordentlik te wees in die buitekant beteken nie jy is nou gered. Die gemiddelde persoon dink bekering beteken, ek moet net mooier lewe. Kom ons doen 'n bietjie meer kerkdinge. Ons raak betrokke, ons gaan op Pinkster toe hierdie jaar. Ons lees 'n bietjie meer Bybel, ons doen dit en ons doen dat. Dis nie die kruks van die saak. Kornelius was klaar daar. Hy bid en hy vas en hy gee vir die armes.
So dit beteken, so wat beteken dit om dan tot bekering te kom? Dit beteken dat jy ook jou godsdienstige oortuiging so 'n bietjie moet gaan na kyk. Kom daarop neer. Gaan vra jouself, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom is jy regtig hier vanaand? Nou, jy vir my te sê, vir my te probeer paai nie, hè? Ek kan niks vir jou doen nie, ek gaan jou hemel toe vat nie. Maar jy moet vir jouself die saak met die Here uit. Is jy net hier om jou skinkbeerd is? Is dit nou maar hier want jy niks anders om te doen nie? En dis die vraag, dis die toets wat hy nou vir jou wil gee. Hy sê, gaan toets bietjie jou eie geestelike redes. Hoekom is jy waar jy is? Hoekom doen jy wat jy doen? En dis nodig, want die Bybel leer ons die probleem is, ons wil ons eie God wees. Ons wil altyd onsself in God se plek sit. En daar's een van twee maniere hoe ons dit baie keer doen, want altyd verkeerde maniere is. Die een is, ons doen dit deur verkeerd te wees. Jy wil God speel in jou eie lewe, jy wil maak soos jy wil. En daarom doen jy niks wat God sê nie. Ek hou nie by die wet nie, ek doen nie wat ander vir my sê nie. Ek luister nie vir wat die kerk of die Bybel of wie ook al nie. Ek volg my eie God. Dan sê jy die eie ek, vir my eie God. Maar dit kan ook baie keer gebeur, en dit is natuurlik waar die gevaar lê vir ons in die kerk altyd, is ons wil nog steeds ons eie God wees, maar ons doen dit deur alles reg te doen. Ons kom kerk, ons gee ons tiendes, ons is betrokke, maar in ruil daarvoor soek ons iets van God terug. Hy moet my eintlik nou half beloon. Ek sal dit doen, want dan moet ek na my hemel toe gaan, of my kinders moet geseënd wees, of die Here moet my help wanneer dit swaar gaan. So die een manier is, jy word 'n krimineel, jy breek al die reëls, dan is ek my eie baas, ek mag wat ek wil. Maar die tweede manier is, ek word 'n fariseer. Ek doen alles reg, en dan verwag ek, God moet vir my iets gee. En beide hierdie gevalle, wys eintlik maar net vir jou, dat jy jou eie God wil wees. Beide gevalle het jy nodig om tot bekering te kom. En soos ek gesê het, is moeiliker vir kerkmense, om tot bekering te kom, want jy dink jy is al klaar reg. En dis wat die teks ons leer, is jy gaan toets bietjie, wat is jou motiewe eintlik? En vra, is ek regtig hier vir die regte redes? Dan die derde ding wat ons hier sien, is bekering gebeur as gevolg van verandering deur die Heilige Gees. Handelinge 10 wys vir ons dat bekering is nie uit onsself nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Kom van die Here af. Lees ons weer vers 44 en 45. Petrus is besig om nou vir hulle te vertel van Jesus en wat hy alles gedoen het op aarde. En dan sê hy, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges en die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Nou, die volgende versie, vers 46, sê dan dat daar twee bewyse is dat hulle regtig tot bekering kom. Dis die twee bewyse wat gegee word, wat hulle kon sien, hoe Petrus uiteindelik, want die vers 47 sê, nee, hierdie mense is regtig kinders van die Here geword. Hulle harte is verander. Hoe het dit geweet? Twee goed sê hy. Hulle het in tale gespreek en hulle het God groot gemaak. Dit was die bewyse dat hulle werklik waar kinders van die Here was. En nou wil jy sekerlik dadelik weet, nou hoekom praat ons nie in tale? Dominee, ons nog nooit hier by ons in tale gepreek nie, of gepraat nie. Is daar nie een van ons tot bekering gekom nie? Nou sal nou, ek gaan net eers die ander ene, dis die maklike ene. Want hulle sê, hulle het God groot gemaak. Hulle het God aanbid, dis die een bewys gewees. Hulle het God aanbid, en die woordjie aanbid in die Bybel, en die bedoeling, soos wat ons ook gister gehoor het, is om God die middelpunt van jou lewe te maak. As jy iets aanbid, dan lewe jy vir dit. En mense sê dalk, hulle glo nie eers in God nie, ateïs, so sê ek glo nie in God nie, daai ateïs het ook 'n afgod in sy lewe. Dit is iets wat jy aanbid. Of jou geld, of jou voorkoms, of jou kinders, of jou status, of wat ook. Daar's iets hoekom jy opstaan in die oggend. Vir wat leef jy? Wat is die ding wat alles bepaal? Wat is die rede hoekom jy doen wat jy doen? Dis jou God. So al is jy, sê jy is 'n ateïs, dan het jy nog steeds iets wat jy aanbid.
Daar kan baie dinge wees. Ek nou sommer net 'n voorbeeld gee, net om hier so 'n bietjie in die ding te sit, want dit staan baie van ons wat hier sit, val juis in hierdie slaggat. Ons word mense ons is baie keer mense wat mense wil tevrede stel. People pleasers. Ons kan nie nee sê. Ons wil tog ons so nice wees en wil hê mense moet van ons hou. Nou kan ons nie nee sê nie. Jy kry eintlik iets daaruit as jy vir iemand iets kan doen. Daarom kan jy net nooit jy's kwaad wanneer iemand jou iets vra, maar jy sê ja en jy doen dit maar weer. Hoekom doen jy dit? Want jy word beheer deur wat mense van jou dink. Dis jou God. Jou God is, wat dink mense van my? En dis hoekom jy dit doen. Dis die ding wat in die middel van jou lewe staan. So wat ook al God vir jou is in jou lewe, dis die ding wat jou lewe beheer. En daarom kan jy nie verander nie, tensy jy die ding wat tans daar is, van die troontjie afskop, en God daar plaas, en God werklik aanbid. En dis wat ons sien wat hier met hulle gebeur het. Hulle het werklik waar God aanbid. Voordat jy nog nie God groot maak nie, soos in die teks sê, of aanbid nie, voor jy hom nie nommer 1 maak in jou lewe nie, het jy nog nie werklik verander nie, is daar nog nie werklik bekering nie. Jy kan aanleer om soos 'n Christen te lyk. Jy kan aanleer om die regte dinge te sê en te doen op sekere tye. Maar die bewys of iemand waarlik tot bekering gekom het, is maak hulle God groot. Is hy regtig nommer 1 in jou lewe? Dis die werk van die Heilige Gees. Dit is nou gister oor, wanneer jou hart verander word, dan skuif hierdie goedjies stelselmatig uit. Dan word hierdie goed een kant toe geskuif en jy begin meer en meer lyk soos wat die Here vir jy moet lyk. Jy word meer en meer soos Christus. Die ander teken wat hulle gehad het, hulle het in tale gespreek. Tweede bewys dat hulle tot bekering gekom het, hulle in tale gespreek. En die eerste ding wat jy dan hier moet hoor, is dat om in tale te spreek is nie 'n vereiste van iemand wat tot bekering kom nie, want daar's baie plekke in die Bybel waar ons dit sien waar mense tot bekering kom en hulle praat nie in tale nie. Paulus het nie in tale gepraat toe hy op die pad na Damaskus tot bekering gekom het. Petrus self, hier in Handelinge 4, lees ons is vervul met die Heilige Gees en hy praat nie in tale nie. Dit is nie 'n voorvereiste nie. Hier is nie 'n beginsel wat neergelê word nie. So dan die vraag is, wat is dan nou hier in ons teks in die gang? Nou as jy nou verder gaan lees, jy moet dit maar gaan doen. Die tyd, as jy nou die volgende hoofstuk lees, hoofstuk 11, dan sal jy sien, Petrus gaan nou na ander mense toe, en dan vertel hy nou vir hulle wat het gebeur by Cornelius, wat het nou hierdie hele in Handelinge 10 gebeur. Dan sê hy vir hulle, dit was dieselfde soos op Pinksterdag self. Dis die verhaal van Handelinge 2. Op Pinksterdag, in Handelinge 2 kan jy gaan lees, was die dag toe die Heilige Gees uitgestort het. Jy sal onthou dat die tonge van vuur op die mense neergedaal het, en dan word daar vir ons gesê, die mense het in tale begin praat. Beteken hulle het die Heilige Gees ontvang, en hulle het die woord van God begin verkondig. Dit is wat tale was. Tale was nie brabbeltaal. Tale was gewone taal. Dit het byvoorbeeld gebeur, die mense was daar by mekaar, Petrus het hulle gepraat, het gepreek, nou is almal daar by mekaar, praat nou, kom ons sê Hebreeus. Hulle kan net Hebreeus praat. Maar nou, Jerusalem was nou vol mense van allerlei tale en gere en kleure, want nou dit was die middelpunt van die wêreld daar, al die skepe en al die roetes het daar deur beweeg. Dit was 'n groot plek waar al die hele wêreld is eintlik daar gewees. En dis hoekom God dit ook so beskik het dat dit van daar af uitgaan, want dis waar die, ek wil sê, die middelpunt van die destydse wêreld was. So hier's nou van elke geur en kleur mense, en hierdie klomp Hebreërs staan en praat, hulle ontvang die Heilige Gees, en hier kom 'n Japanees verby, en hierdie ou wat Hebreëus praat, het nog in sy lewe nog nooit Japanees kon praat nie, begin Japanees met hierdie ou praat. En hy vertel van hom, het jy gehoor van Jesus Christus? En hier kom 'n Griek verby, en hierdie ander Hebreër begin met hom Grieks praat. En dit is die wonder wat gebeur het op Pinksterdag. Tale wat hulle gepraat het, was nie brabbeltaal nie. Hierdie gehooi, en ek weet nie wat se geluide wat mense maak, is twak, daar is nie so iets nie. Dit bestaan nie, dit is opgemaakte goed. En jy kan met daai mense gaan praat, ek het met mense al gepraat, wat dit ook praat, hulle sê self, hulle leer dit aan. Jy kan nie iets aanleer, as die Gees jou oorweldig, dan leer jy nie 'n ding aan nie. Dit is nie 'n aangeleerde ding nie, dit is iets wat nie bestaan nie, dit is nie 'n brabbeltaal nie. Dit is tale wat reeds bestaan het, as jy my nie glo nie, gaan kyk in Handelinge 2, daar word dit gelys. Daar sê watter tale gepraat word. Dit is nie 'n brabbeltaal nie.
En die bedoeling van hierdie tale, wat is die bedoeling dan van hierdie tale wonder? Hoekom het dit gebeur? Dit het die mense gewys, daar is nie net een taal, of een volk, of een stam, of een nasie, wat God se kinders is. Uit elke volk en taal en nasie is daar gelowiges. Dink nou maar byvoorbeeld aan die moslems. Die moslems het hulle, ons het die Bybel en hulle die Koran, en ek het een daar by my in die boekrak, 'n Afrikaanse een, maar hulle sal vir jou sê, dis nie eintlik die Koran nie. Die Koran is in Arabies geskryf. Dis die ware woord van Allah. En jy moet dit ken. Ons spot altyd te sê, ons gaan eendag Afrikaans in die hemel praat. Waarskynlik, maar ek weet nie. Maar hulle is oortuig daarvan, hulle gaan eendag Arabies praat in die hemel, want dis die heilige taal. Dis vir hierdie volk, en as jy wil deel word van die moslems, dan moet jy Arabier, die Arabiese taal kan praat, en jy moet dit leer, want dit is die taal van Allah. Christendom werk het anders. Dis nie bedoel vir 'n spesifieke groep, of taal, of volk, of wie ook al nie. Dis uit elke stam en taal en nasie, en daarom het dit gebeur. Terug dan by ons teks in Handelinge 10, wat het hier gebeur? Jy sal oplet daar in die begin van ons teks hier, vers 28, het Petrus gesê, toe hy daar aankom, toe sê ek het nog nooit so iets gedoen nie. En dan verwys hy na, hy het by 'n heidense huis ingestap. Daai tyd was dit so, die Jode het nie gemeng met die heidene nie. Dis onrein mense, jy kan nie by hulle gaan, in hulle huise ingaan of saam met hulle eet nie. En Petrus sê, ek het nog nooit so iets gedoen nie. Enigste rede hoekom ek dit doen, is omdat jy hierdie visioen gehad het. En as jy die eerste deel van Handelinge 10 lees, dan sien jy, Petrus het ook 'n visioen gehad. Die Here het hom gesê, hierdie ou gaan by jou aanklop en jy moet saam met hom gaan. En hy sê, dis alrede hoekom ek dit doen. En uiteindelik, soos ons gelees het, Petrus dan nou die woord gedeel, Kornelius in sy huis gesit kom tot bekering, en gee God dan hulle eie klein Pinkster gebeurtenisse, hierdie wonder van die tale. Hoekom? Om juist ook vir Petrus en vir ons te leer, dat dit gaan nie oor 'n spesifieke volk nie. Want die klomp Jode het nog gedink, die Jode is die uitverkore volk, en hulle is spesiaal, en is deur hulle wat die wêreld nou gaan verander word. Hulle is nie die uitverkore volk nie. Toe Christus kom, is die wêreld, is die hele geskiedenis verander. Die Jode is maar net een van baie volke. Hulle is nie meer die uitverkore volk nie. En dis die doel om vir hier te wys. Dit gaan oor alle volke, tale en nasies. En Petrus besef dit dan, en hy sê, maar mense, hy self was oortuig daarvan, dis die Jode, en dan sê hy in vers 47, meneer, hierdie mense is ook Christene, ons moet hulle laat doop, dan kyk die Heilige Gees het op hulle gekom. Daarom is hierdie teken gegee, en dis waaroor hierdie taal gaan, en dis hoekom hierdie tale in hierdie spesifieke omstandighede vir hulle die bewys was. Weereens, dis nie vir ons nodig om in tale te praat, om te sê, ons het tot bekering gekom nie. Hierdie was binne 'n spesifieke konteks wat het gebeur het. En dan die laaste dingetjie wat ons hier leer, is die bekering kom deur die woordverkondiging. Vers 44 sê, hierdie ding het gebeur terwyl Petrus besig was om die woorde te spreek. En dit moet ons ook verstaan, dis hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees, ons kyk te veel TV, ons kyk Star Wars, dan dink ons die Heilige Gees is iets soos May the Force be with us, weet, dis 'n tipe van ding wat jy nou gaan tref. Jy kan in jou kamer gaan sit en bid, en dan sê, reg Here, ek's nou reg, sê my, bid ek, kom, ek kan dit nou vat. En dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe die Heilige Gees werk nie. Die Heilige Gees werk deur die woord. Wat het gebeur hier in die huis? Hy is besig om hulle te vertel wat het met Jesus gebeur. Hy het vir hulle die woord oopgebreek. Hy het vir hulle gesê, ek gaan lees maar weer daar laaste vers 40 en verder, sê Jesus het dit en dat en sis en so gedoen, en terwyl hulle dit hoor, toe gaan hulle oë oop. Toe kom die hartsverandering. Toe kan hulle besef waaroor dit gaan. Dit is hoe die Heilige Gees werk. As jy meer van die Heilige Gees wil weet, as jy nader in die Heilige Gees wil kom, lees jy Bybel. Want hoe werk die Heilige Gees? Deur die woord. Dis hoe dit werk. Petrus sê, hulle het met die woord bedien. Wat het hy nou vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, Jesus het nie kruis gesterf. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Hy het ons straf op hom geneem en sy geregtigheid vir ons gegee. En dis wat die lig is wat aangaan het. Dis wat die hart verander het. En dis wat uiteindelik die bekering gebring het. So Jesus leef die volmaakte lewe wat ons nie kon leef nie, en hy gee vir ons die genade. En dis wat Kornelius gehoor het, dis uiteindelik wat bekering tot gevolg gehad. So geliefdes, as ons dan
Die oproep hoor, ons wat tot bekering gekom het, ons wat gehoor het wat gebeur het, ons wat deur die Gees in ons harte verander is. Ja, elkeen van ons is op 'n paadjie. Party van ons het nou net begin en ons is nog op die beginpaadjie. Ons verstaan nog nie alles nie. Party van ons is nou al 'n bietjie ouer, het al jare al oor hierdie goed gedink. Ons is al 'n bietjie verder op hierdie paadjie. Maar elkeen van ons is op hierdie paadjie waar ons besig is, waar die Heilige Gees besig is om te skaaf en te skuur. En party van ons kom vanaand op tot bekering, ware bekering. Want jy hoor en jy verstaan, ewe skielik gaan die liggies vir die eerste keer aan en sê, "Wow, ek het nog nooit dit so verstaan nie." En nou begin ek van daar af groei. Party van julle is al lankal verby dit en jy hoor dit weer en jy word versterk in die geloof. Maar wat ons hier leer is dat van die begin af was dit nog altyd dieselfde. Dis God die Vader wat ons nader trek deur die werking van die Heilige Gees. Hoe? Deur die boodskap van Jesus Christus. En dis hoe God werk in ons lewens. Wat moet ons dan nou gaan doen? Die Bybel sê gaan verkondig dit. Jy het dit nou gehoor. Die lig het aangegaan, die oë het oopgegaan. Jy het nou gesien, wow, dis 'n mooi sonsondergang hierdie. Gaan deel dit nou met die res. En dis wat ons roeping is. Sodat ander ook sal sien en tot bekering kan kom. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons beleef die werke in ons lewens elke dag. Dankie dat U ook vir ons die troos bring vanuit die woord, dat U altyd daar is, dat dit U is wat in ons lewens werk. U bewerk die bekering, U bewerk die wedergeboorte en die vernuwing, U trek ons nader. Want baie van ons wat hier sit, wonder en twyfel baie keer. Dankie dat ons vanaand ook die troos kan hoor, dat dit is juis U wat dit in ons harte werk. Ons sal nie uit onsself uit hierdie worstelstryd hê nie. Dit is ook U wat besig is in ons lewens, en ons nader aan U trek. Here, maar as ons dan besef hoe groot U genade is, hoe U besig is in ons lewens elke dag, elkeen van ons op verskillende maniere. Here, partykeer gaan dit goed, en ons loof en prys U daarvoor. Here, partykeer gaan dit sleg, en ons loof en prys U daarvoor. Want dit is juist daar waar U besig is om ons te skaaf en te skuur. Here, hou ons tog deur dit alles in die holte van U hand en dra ons, gee ons die krag dat ons roeping sal uitleef, dat in spite van ons omstandighede, goed of sleg, dat ons wil bly verkondig van U genade en U liefde en U seën en U trou. Here, ons dankie vir die geleentheid vanaand wat ons hier gehad het. Ons bid vir die voedsel wat ons ook nou sal geniet saam. Here, mag dit ook geseënd wees dat ons hier as gelowiges staan en gesels, mekaar ook bedien, deur te luister na mekaar, deur mekaar se laste te dra. Wil U ook hierdie verrigtinge seën. Gaan ook met ons as uit mekaar uitgaan, behoed en bewaar ons, dat ons ook veilig by ons huise sal kom en ook môre aand hier by mekaar. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.